jy in die tyd van Jesus geleef het en iemand het die naam Migdal Eder gesê, sou jy nie aan 'n kerskaartjie gedink het nie. Jy sou aan beheer gedink het, aan perfeksie, aan 'n stelsel wat nooit rus gee nie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe. Ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Migdal Eder was nie net 'n klein wagtoring nie, dit was die oudtydse inspeksielyn, 'n priesterlike fasiliteit waar lammetjies ingedryf was, vasgehou was, ondersoek was en uiteindelik goedgekeur of afgekeur was vir die tempeloffers in Jerusalem. Dis waar die stelsel begin het, dis waar die skuld gestop is, of net, oorgedra is. En nou lees jy Lukas 2 en jy ontdek, God kies daardie plek as die eerste plek waar die evangelie gehoor en gesien word. Nie in die tempel nie, nie in die hof nie, nie in die sinagoge nie, maar by priesters wat lammetjies oppas vir 'n stelsel wat God self op die rand staan om te beëindig. Dit is die eerste ontwrigting. Lukas beskryf Jesus se geboorte met presies dieselfde taal. Maar hy is nie 'n offer wat mense bring nie. Hy is 'n offer wat God bring. Hier begin die nuwe priesterskap. Hier eindig die ou stelsel. Hier begin die lam wat nie ondersoek word nie, maar volmaak gebore word. Miskien voel jy vasgevang in 'n soortgelyke stelsel, nie van offers en bloed nie, maar van prestasie of goedkeuring of skuld en godsdienstigheid. Jy probeer die perfekte ouer wees, jy probeer die perfekte werknemer wees, jy probeer die perfekte mens wees, vir 'n algoritme wat nie omgee nie. Dis Migdal Eder in moderne taal. 'n plek wat sê, jy moet sonder vlek wees om aanvaar te word. Maar Jesus kom nie in jou lewe in om jou beter te maak volgens die stelsel nie. Hy kom in om die stelsel self te smelt. Hy sê nie, word 'n beter lam nie. Hy sê, ek is die lam, jy is vry. Dit is die ontwrigting. Nie God plus jou poging nie, maar God in jou plek. Nie nog 'n stukkie godsdienstige inspanning nie, maar 'n hele nuwe sisteem wat slegs op genade gebou is. Maak jou oë toe. Stel jou voor hoe die herders lyk. Moe mans, ruwe hande, skuldige harte. Al wat hulle doen, is diere voorberei vir die dood. En toe breek die naghoop, nie met woorde nie, maar met lig. Ek bring vir julle goeie nuus, sê die engel, vir julle, vir die wat in 'n stelsel leef wat nooit ophou vra nie. Nie, hier is die nuwe instruksies vir 'n beter lewe nie, maar vandag is 'n lam gebore vir julle. Daar waar lammetjies bewaak is om uiteindelik te sterf, word 'n lam gebore wat gekom het om jou te laat lewe. Dit is nuwe groei vir die nommer 1 netwerk vir jou lewe, waarvan jy deel het en ook deel aan gee. As ons 'n kerk word wat net beter probeer wees, mis ons die punt. Maar as ons 'n netwerk word waar mense ontdek, ek hoef nie meer te kwalifiseer nie. Ek is nie meer my prestasie nie. Ek leef in 'n nuwe stelsel van genade. Ek is nie die offer nie. Jesus is. Dan word ons nie 'n godsdienstige produk nie. Ons word 'n Bethlehem ontwrigting. Ons word 'n plek waar mense kan afklim en uiteindelik rus. Tot môre, mooi loop.